Daar sê ons is aan. Goeiemôre aan die YouTubers. Hulle wat vir ons gaan kyk oor YouTube en u wat saam met ons is. Wat 'n voorreg. Daar's een ding wat ek myself beloof het, ek sal altyd luister vir God die Heilige Gees. My afhanklikheid is van hom. En ek verstaan ook nou, ek is 'n mens, so ek gaan baie keer dinge sê wat nie reg uitkom nie. My bedoeling is miskien van 'n goeie hart, maar die manier hoe u dit hoor is anders. So maak spasie. Wees genadig. En ek sal my vroutjie vra my toe kom help hierso. Want ons is nou nie meer op nie, nou nie aan nie. Nou geëindig. Ek gaan eendag leer, ek beloof. Ek gaan eendag leer. Ons praat die laaste 4 weke. Ek het een oggend het die Heilige Gees vir my gesê, praat oor gebed en ek het begin en ons is nou 4 weke in en ek wil so graag aanbeweeg. Ek wil so graag met u praat oor die naam van Jesus en hoe om te bid in die naam van Jesus. Daar's ander dinge wat die Here op my hart gelê het, soos sy goedheid, om te praat oor sy goedheid. Maar dan kom die Here en dan herinner hy my en dan sê ek wil hê jy moet oor dit praat, oor iets spesifiek weer die week. En dan sê ek, maar Here, hulle het dit gehoor. Ek het dit net nou die dag vir hulle gesê en dan sê hy sê dit vir hulle weer. En dit is altyd my plan. So wanneer ek dan kom, dan klink dit nie gepolish nie. Dit klink nie of alles in lyn is nie, maar ek kan nie doen wat ek glo God sê. Ek hou nie daarvan om enigiets anders te doen nie. Dit is maklik om in jouself 'n preek voor te berei en stap 1, stap 2, stap 3, stap 4 en mense hou daarvan, hulle hou daarvan om dit so te hê, sistematies te hê en gepolish te hê wat hulle kan volg. As dit is wat jy vandag wil hê, sorry. Gaan nie dalk so klink nie. Dit gaan nie so werk nie. Ons gaan die Heilige Gees volg, maar weet jy wat, nee. Ons sing daar 2 liedjies, sommer 2 random liedjies. Ek kan nie vir julle sê ek het gebid oor die liedjies wat ons gaan sing of iets. Ek het die blaai geblaai en ek sê okay 10 en ek hou van nommer 2 en terwyl ons sing, praat God met my. Dit is hoe ek hom waardeer. En hy praat my oor die twee woordjies wat ons gesing het in al 2 liede. Skei. Wat sal jou skei? Wat sal jou van my skei? Het jy ooit daaroor gedink? Kom ons praat oor gebed. Wat skei jou van God? Wat maak jou anders as God? Waar die skeiding gekom? 100%. Jou vlees of jou siel dink hy is geskei van God. Is jy geskei van God? Bid jy asof jy geskei is van God? Bid ek asof ek geskei is van God? Bid ek asof hier is ek en daar's God en daar's sy wil, hier's my wil. Hoe lyn ek die twee op? Hoe kry ek want wanneer ek hulle kan oplyn, dan kan ek kom kry om te werk en te antwoord. As hulle nie oplyn nie, dan was dit nie sy wil nie of ek is nie seker nie of was iets nie reg in my nie en jy vind skeiding. Jy vind skeiding, daar's skeiding tussen jou en God. Van wat hy gesê het, wat hy gedoen het, wat hy beloof het, wat hy vir jou en vir my gegee het in my kop of my siel en hoe ek geleer was om te reageer op die waarheid van God se woord. En jy gaan mense kry in elke kamp wat daar moontlik is. God is soewerein, hy sal doen wat hy wil, dit beteken jy hoef nie te bid nie, dit gaan net uitwerk soos hy dit uitwerk, en dan gaan jy moet volgens God se wil, dit is sy wil, jy moet uitvind wat sy wil, en dan die klomp, jy moet soepat, jy moet smeek, jy moet vra, jy moet aanhou, jy moet dit, en dan, so kan jy sal elke blokkie of kategorie sal jy kan tik en sê, en jy kan kies waar jy is, wat jy voel, hoe bid jy? Glo jy dat wanneer jy bid, verander die situasie? En as jy dit nie glo nie, hoekom glo jy dit nie?
Ek weet nie wat God se wil is in die omstandigheid nie. Nou daar's 'n omstandigheid voor my en jou. Ek moet oor die omstandigheid weet wat is sy wil in die omstandigheid. Vir my persoonlik is dit in die hemel. Hoe is dit in die hemel? Hoe dit ook al in die hemel is, dis hoe hy wil hê dit moet op die aarde wees. Dis sy wil. Ons bid dit in die Onse Vader. U wil geskied waar? Op hierdie aarde soos waar? Soos dit is in die hemel. Dit is die gebed. Dit is wat ons wil hê. Dit is wat hy wil hê. Dit was nog altyd sy plan. Vanmôre toe ek begin het met die praat, ek sê sy plan was nie om jou eendag hemel toe te vat nie. Dit was nie die plan nie. Anders sou jou in die hemel gehou het. Wanneer jy bestaan? Wat sê die Bybel? Kom ons praat net. Ons praat net oop en bloot met mekaar vanmôre. Wanneer jy bestaan? 1 Augustus 1965 het ek bestaan. Is dit wat die Bybel leer? Wat leer die Bybel? Wanneer jy hoe lank het God jou in sy gedagtes? Voor die grondlegging van die wêreld. Voor die grondlegging van die wêreld het hy geweet van jou. Voordat jy in jou ma se moeder skoot was, het hy geweet, het hy sy planne geken. Sê hy vir my en vir jou boek van jou lewe is geskrywe. Voor enigiets. En nou kom hy en hy manifesteer jou op die 1 Augustus 1965. Manifesteer hy my. En hy sê, hoekom het hy my nie, as hy geweet het, ek was voor die tyd gemaak, hoekom het hy my nie net gehou nie? Hou my in die hemel. Ek is 'n gees, ek bestaan reeds, sy gedagtes oor my bestaan reeds. Hoekom hou hy my nie net daar nie en stuur my nie aarde toe nie, sodat ek verlei kan word, sodat ek moontlik die vyand kan volg, sodat die lewe my kan verwoes en dan eendag hopelik kry hy my terug. Hoekom doen hy nie dit nie? Wat is sy plan? Was sy plan om my eendag net op die hemel toe te kry? Dis nie sy plan nie. Sy plan was om my uit die hemel uit te stuur. Sy gedagtes vir my en vir jou op die aarde te manifesteer en te sê nou bring hemel aarde toe waar ook al jy is. Wys vir die mense hoe lyk God? Wys vir hulle hoe lyk my seun Jesus? Wys vir hulle hoe lyk 'n lewe wat uitverkoop is en 'n disipel van Jesus Christus is. Wys dit. Maar as ek dink daar's skeiding tussen my en hom. Ek is nie soos hy nie. Hy is nie soos hy bly nie regtig in my nie. Ek weet ons sê dit. Ek weet ek is die tempel van God en hy bly nou in my, maar hy bly nie regtig in my nie. Of hy bly in jou of hy bly nie in jou. Wie glo hy bly in hulle vandag? En ek wil nie met u beklei nie. Glad nie. Ek wil die uitdaag. Toe ek nou vra, ek moet eintlik omdraai en terugspeel en vir jou rekord. Toe ek nou omdraai en toe ek vir jou vra is, bly hy in jou? Die hoogste hand was hierso. Bly hy in jou? Wys vir my wie bly hy? Nie een het opgespring en sê, hy bly in my! Hy bly in my! Die een wat die hemel en die aarde gemaak het, hy bly in my! Maar wat gaan suster Dora nou sê? As ek nou opspring en my hande in die lug gooi. Wat gaan Tannie Sannie nou sê? Wat sê die gees van God wat aan die binnekant van jou is? Wat vir jou sê, daar is niks wat jou van my liefde kan skei nie. Daar is niks, daar is nie skeiding tussen my en jou nie. Wanneer jy praat, praat jy asof ek praat. Jy is my verteenwoordiger, jy is my gesant, jy is my ambassadeur. Praat wat ek praat, sê wat ek sê, doen wat ek doen. Nee, broer Johan, jy verstaan nie hoe ek is nie. Dis omdat jy kyk na wie jy is in jou vlees. En jy sien nie die nuwe skepingskrag van God wat aan die binnekant van jou is nie. En nou verstaan ons nie, hoekom werk ons gebed nie? Want ek is hier as 'n individu, ek is nou maar net 'n arme wurm. Ag, as die Here nou sal hy, as hy nou nie sal nie, dan is dit nou maar nie sy wil nie, ek gaan nou maar net so bid. Die Bybel is die woord van God. Dit is die een ding wat vir my en vir jou sê, dit is onvervang, jy kan hom nie verander nie. Wat hy sê is wat hy sê.
En wanneer dit kom by gebed en van God vra, hierdie skeiding wat ons in ons kop het, van wie hy is en wie ons is, en hoe ver ons van mekaar af is. Vriend is besig om van die liggaam van Christus te steel, alles wat God voorbetaal het, dat jy en ek in moet loop. Is jou kop wat van jou steel. Dis jou gedagtegange wat sê, ek is hier en hy is daar. Die Bybel sê, toe jy nuwe skepping, wat het gebeur? Wat het gebeur? Jou gees en sy gees het saamgesmelt. Daar's nie skeiding nie. Wanneer ek bid, hoe ver is God? My gebede tref die dak. My gebede, waar is hy? So naby as die asem wat ek inasem. Is daar 'n plek met die naam van hemel? Ja. Is daar God die Vader? Is daar God die Seun aan sy regterhand? Is daar jy en ek in Christus Jesus aan God die regterhand? Absoluut. Wat van die op aarde? Christus in my die wat? Christus in my die wat? Die hoop van heerlikheid. Al hoe jy heerlikheid kan sien op hierdie aarde, is jou vereenselwiging met God, Jesus Christus die Seun, en daai eenheid van tussen jou en hom. Wat ook al julle die Vader in my naam vra, dit sal hy vir julle gee. Ja, maar hy bedoel nie, sal nie. Hy bedoel, ons sal sien. Hy bedoel, jy moet eers al die ander goedjies regkry. Die enigste ding, die grootste probleem, die grootste hindernis tot effektiewe gebed, is dit wat jy glo. Is daai skeiding waarvan ek praat. Die skeiding tussen wat jou mond sê en jou hart glo. En die Heilige Gees bring my net weer terug. Elke keer bring hy my net terug. Hy wil gehad het iemand moet vanmôre hoor dit wat ek sê. Miskien is dit ek. Miskien het ek weer nodig om dit te hoor. En weer 'n bietjie opgewonde te raak oor hierdie autoriteit en krag en gesag wat ek het in gebed. Dat wanneer ek bid, gebeur daar iets, verander iets. Omstandighede moet verander. Hoekom? Die idee dat ons na hom toe kom en moet pleit en soebat. Die konsepte wat ons het van hierdie God, wat alles gegee het, klaar gedoen het. Toe hy Adam en Eva gemaak het, hy het nie gesê, Adam en Eva, kom ek maak julle nie, daar gesit en sê, weet jy wat, dit is amper middag, julle seker honger, kom ek maak gou vir julle iets om te eet. Julle seker die, kom ek maak gou vir julle die, kom. Hy het alles vir hulle klaar gemaak, die hele aarde, die hele tuin van Eden was gemaak, die laaste, die kroon van sy skepping, was die mens, maar alles was reeds vir hom gedoen. Toe God Adam en Eva maak en hulle in die tuin sit, toe is alles reeds voorsien. Alles is reeds voorsien in Jesus Christus om jou en my terug te kry in die tuin van Eden. Waar ek in heerskappy, in dominasie kan loop op hierdie aarde, want ek weet wie ek dien en ek weet wie God is. Dit is nie in my arrogansie nie, maar dit is in my boldness, wat ek weet wie ek is. En omdat ek weet wie ek is, en omdat ek my regte ken, en omdat ek weet wat hy vir my gedoen het, en het vir my gegee het, en vir my gesê het, hier is joune. Wat was die probleem? Wat is die probleem dan? Hoekom loop ons so hinkepink? Hoekom loop ons so sukkel? Hoekom verander niks as ons bid nie? Wat? Stel jy belang om te weet? Wil jy effektief wees? Wil jy bid en sê, weet jy wat, wanneer ek bid, kyk bietjie wat gebeur. Ons is te bang om as dit nie wil is, en as dit nie gebeur nie, het was nou nie sy wil nie. Lamsak, kom ons kry 'n bietjie ruggraat, en kom ons staan op wat sy woord vir ons sê. Maar ons het nie 'n konsep nie, ons het skeiding tussen hierdie God die Vader. Weet jy wat beteken Abba Vader? Ek gaan Bybel lees, ek beloof hoor. Want hulle sê, hy lees nie Bybel nie. Ek gaan, ons sal kom. Wat beteken Abba Vader? Bron van alles. Dis wat dit beteken. Hy is die bron. As ek en jy dink dat die bron terughou van my en jou, en hy gee nie vir ons nie, en ons moet alles reg doen voor ons kan ontvang, is dit 'n liewe Vader? Is dit wat ons gelees het 'n paar weke terug? As julle dan wat sleg is, weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal God die Vader? Hoeveel te meer? Dan is die idee van, ek weet nou nie of hy sal nie, kom ons moet Bybel lees. Kom ons lees Jakobus, en ons lees hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1,
Ek wil hê ons moet net die karakter van God hoor vanmôre en wat Jakobus vir ons skryf. Jakobus 1 en vanaf vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom. Enigiemand wysheid kort kom? Ek het 'n antwoord vir jou. As jy wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. En is nie net wysheid nie. Die prinsip of die beginsel is nie net wysheid nie. Die prinsip en die beginsel is alles wat jy van God nodig het. Alles wat God vir jou wil hê. Enige iets wat jy nodig het. Alles ingesluit. As jy iets nodig het, as iemand van julle wysheid nodig het of kort kom, laat hom dit van God bid. Luister na die karakter van God wat aan almal eenvoudig gee. Aan hoeveel gee hy? Aan almal. Hoe gee hy? Eenvoudig. Nee, maar jy verstaan jy moet die 14 stappe van die 30 redes in lyn kry en dan sal hy antwoord. Dis nie wat die Bybel my vertel nie. Die Bybel sê vir my, as jy weet wie die Vader is en jy weet wat hy gedoen het, sal jy nie 'n probleem hê om met hom te praat oor dit wat jy nodig het nie. Dis belangrik dat ek en jy dit sien. Wat aan almal eenvoudig gee, luister na die volgende gedeelte, sonder om te verwyd. Wat beteken dit? Sonder om te verwyd. Hy gee vir jou eenvoudig, sonder om te sê, verdien Elsie dit. Verdien Marius dit, verdien Natasha dit. Ek wonder as ek dit vir hulle gee, wat gaan hulle met dit doen? Dis verwyd. Hy gee eenvoudig sonder om te verwyd. Hy verwyd jou nie oor enigiets nie. Dis sy hart. Ek wil dit by jou uitkry. En dit sal aan hom gegee word. Dit sal. Nie dat ons sal sien hoe dit voel nie, dit sal aan hom gegee word. Die Bybel sê vir my, ons gaan verder lees in Jakobus, ons sal weer optel by vers 6, maar net 'n idee, in vers 17 sê hy vir ons, elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Hy verander nie. Hy verander nie sy plan nie, hy verander nie sy idee nie, hy verander nie, verdien jy dit nie. Hulle wat na hom toe kom moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. So al wat hy soek is iemand wat in geloof kom en na hom toe bid. En hy sê, wanneer jy so kom, gee ek vir jou eenvoudig en sonder om te verwyd. Ek meet jou nie, ek vat nie 'n maatstaf en kyk of jy dit verdien nie, ek gee net vir jou. Hoekom gee op bewys van wat? Hoekom sal hy dit doen? Hoekom sal hy net vir my en vir jou gee? Ek is bly jy het gevra. Want Romeine 8 vers 31, my gunsteling, een van my absolute gunsteling verse in die Bybel. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadelik skenk nie? Jou gebed wat geantwoord word op die basering van waar God se hart is omdat hy Jesus gevat het in jou plek en hom oorgegee het en hom verbrysel het en gesê het, wanneer hy verbrysel is, wanneer hy in hulle plek sterf, wanneer hy hulle sonde vat, wanneer hy hulle oortredinge vat en hy kom terug en hy bring sy bloed in die troonkamer van genade in, dan skeer ek die voorhangsel van die tempel, daar waar die skeiding was, en ek maak hulle een met my, sodat daar nou geen skeiding is tussen my en hulle nie. En wanneer hulle na my toe kom, hulle kan nie direk met my as die Vader deel nie, maar hulle deel met my deur die Seun, deur die prys wat betaal is. Hy is hulle advokaat, hy is hulle middelaar, so wanneer hulle dan kom en bid in sy naam, en want hy het vir hulle gesê, hy het vir hulle beloof, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal hy doen. So nou weet ek is in hom en ek deel met God die Vader deur hom. Alles is deur hom en wat hy gedoen het. Dit het niks met jou te doen nie. Jou confidence in gebed het niks met jou te doen nie.
Dit het alles te doen met wat Jesus gedoen het. En dan moet by my 'n vrymoedigheid of 'n boldness. Die Engels sê dit vir my, boldness. There has to be a boldness, this and a confidence. This is the confidence that we have in him. 1 Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het. Het jy vrymoedigheid teenoor hom? Mag die Here ons help, dat ons so gevul word met vrymoedigheid, dat ons na die troon van genade kan kom, sonder om te dink oor wat ek nie is nie, en wat ek is, en hoekom hy sal, en hoekom hy nie sal nie. Hy het klaar. Hoe reageer jy en ek tot dit, is die grootste vraag, wat ek en jy moet antwoord. Dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra volgens sy wil. Klaar aangehoor, sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ook al ons vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Daar's 'n paar keer, weet ek. Ek weet dit is sy wil. Ek weet dit is wat hy wil hê. Ek weet wanneer ek bid. Dit is die vrymoedigheid wat ek het. Dat wanneer ek kom en wanneer ek bid vir ander sake, as dit die waarheid is, dan hoekom is ons gebede so lamsakkig? En ek praat met myself. Hoekom bid ek en dan is dinge nie dadelik gebeur nie? Ek weet nou nie of dit gewerk het nie. Ek wonder, en dit is allerlei stories. Luister, ek het al stories gehoor. Ja, maar daar's sonde in die persoon se lewe, en dis die en daai in se lewe, en daai. Wanneer ek Jesus sien op die aarde loop, en hy is my voorbeeld. Hy is die een wie ek volg. Ek is sy disipel. Ek is nie 'n mens se disipel, ek is 'n disipel van Jesus. Ek is 'n volgeling van Jesus. Sien ek nie dat hy kom by mense en sê, "Joe, ek sien jy siek, weet jy wat, daai sondes, dis wat jy terughou, weet jy dis die, weet jy dis daai." Ek sien dit, hy gaan net en hy maak hulle gesond. Na die tyd sal hy vir hulle sê, "Maar nou nie weer sondig nie." Nie voor die tyd nie. Nie sê, "Kry alles is reg nie, en dan sal ek kyk of ek jou wil gesond maak." Dis nie hoe dit werk nie. Dis God wat gee sonder om te verwyd. Dis die God wat jou wil antwoord. Hoekom wil hy jou antwoord? Sodat wat kan gebeur? Sodat jou blydskap wat kan word? Volkome. Kan jy dink volkome blydskap? Jy's altyd bly. Dis volkome. Dis altyd. Jy's altyd. Mense kan jou nie, wat, so bly? So bly. God antwoord my gebed. Wat maak jou so bly, Johan? God antwoord my gebed. Wat kan ek voorbid? God antwoord my gebed. Meeste van die tyd loop ons, met my nisie vir hom te bid nie. Kry vir broer Johan, hy is so heilig, hy is so, as jy my ken, met asseblief. Maar as een ding wat hierdie bleskop geleer het, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom wat in my bly. Dit gaan oor sy autoriteit. Dit is nie my autoriteit nie. Ek probeer nie iemand wees nie. Ek probeer nie iemand wees nie. Maar wat ek wel wil hê, is dat hierdie koning wat sy lewe gegee het, dat hy my kan gebruik en deur my kan bid en situasies op hierdie aarde kan verander, want ek weet dit. Sy plan is om deur 'n mens te werk. Was nog altyd, sal nog altyd, maar dit is die vrymoedigheid wat ek het. Daar's 'n vrymoedigheid wat ek het om na hom toe te kom. En wanneer ek weet, ek kom en sê wil, ek weet hy hoor my. Ek weet ek het die ding wat ek voorgebid het. Ek weet. En ons lees die vers na vers na vers na vers, en wat hy vir ons sê, en wat is moontlik. Kom ons gaan terug na Jakobus 1 en vers 6. Hy het vir ons gesê in vers 5, as iemand wysheid kort kom, laat hom van God bid, wat ons eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ons het gesien, elke goeie gawe kom van God af, ons kan God die Vader se hart sien. Alles wat julle my vra in die naam van die Seun, dit gaan ek vir julle doen. Daar's 'n waarborg op 'n waarborg op 'n waarborg op 'n waarborg. So ergens moet daar iets wees wat ek en jy mis. Julle self daai gemis. Daar's iets wat ek en jy mis. Daar's iets wat ons nie reg doen nie. As dit nie werk nie, dis een ding van my. Wie hou daarvan om aanhou dinge te doen wat nie werk? En jy vind dit baie prettig. Jy dink dis nou lekker. Weet jy wat, ek weet dit gaan nie werk nie, maar ek gaan dit weer doen. Ek wil net weer voel het wanneer dinge nie werk. En gaan doen dit weer en weer. En tog doen ons dit met die gebed. En dis hoekom ek glo.
Ek dink mense het 'n begeerte om te bid. Maar ek dink hulle glo nie in hulle gebed nie. Hulle glo nie hulle gebed gaan werk nie en dis hoekom hulle nie bid nie. Laat die een maar bid en God sal maar weet. En God is baie genadig teenoor ons almal. Maar God wil hê, vriend, dat ek en jy effektief sal wees in ons gebed. En as vir my persoonlik is daar net een ding wat ek lees wat vir my sê is hoekom my gebede nie geantwoord word nie. En ons sien dit in Jakobus 1 vers 6. Hy sê maar hy moet in die geloof bid. Baie keer bid ons in hoop. Baie keer bid ons in smeking, asseblief ag as jy maar sal. Dis bitter min wat ons in geloof bid. Ek weet wat sy wil is, ek weet hoe dit werk en daarom kan ek 'n demand sit op die woord van God. Ek kry die belofte van God, ek staan op die woord van God, ek sê die woord van God, maar hy moet in die geloof bid. En nou sê vir die volgende dingetjie, sonder om te twyfel. Kan jy dink om jou geloof te hou en te hou en te hou en te hou sonder om te twyfel, totdat jy dit manifesteer, dit waarvoor jy bid. En as jy tussenin twyfel, sê mense vir my, ek weet nie of dit is wel waar is, sê hulle vir my, dan kanselleer jy jou gebede, moet jy oorbegin. Want jy het getwyfel. Sonder om te twyfel, bid in geloof sonder om te twyfel. Dis belangrik. Dis belangrik dat ek en jy verstaan wat hy sê, bid in gebed sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Nou gaan God, nou gaan hy nie. Nou sal hy nie. Raai wat gaan jy kry? Altyd weet. Sy sê vir ons. Wat gaan jy kry? Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Doen ek die regte ding? Bid ek? Ja. Vra ek? Ja. Bid ek in geloof? Nee. Maar ek het gebid en niks het gebeur nie, want ek het getwyfel. Want daar skeiding tussen my en hom. Het jy al gedink ek is saam met hom gesete in die hemelse plekke? En ons lees die Efesiërs, hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in Christus. Né? En jy kan dit geestelik maak en sê dis geestelik. Okay, kom ons sê dis geestelik. En jy is saam met hom gesete in die hemele langs Christus. Jy's gesete saam met hom. As jy, waarvoor wag hy? Waarvoor wag Jesus? Die Vader sê vir hom, sodat ek jou vyande kan maak jou voetstoel. Nou is ek saam met hom gesete, so wat gebeur? Ek is besig om saam met hom te wag. Hy's besig om saam met my te werk hier. Ek is besig om saam met hom te wag. Ons is besig, daar's nie skeiding nie. Daar's nie skeiding tussen my en hom nie. So wanneer ek hier iets verklaar op die aarde, verklaar ek sy woord, verklaar ek wat hy sê en ek doen dit wat hy sê, wat hy glo. En dit vat 'n oomblik en dit kan 25 jaar vat, kan 30 jaar vat. Ek voel in my gees vanmôre, daar's deurbraak vir u wat vir jare lank vir iets bid en hierdie boodskap gaan jou verander. Dit gaan die switch druk in jou lewe. Waar jy net begin alles te praat en alles te dink. Daar is nie skeiding tussen jou en die God wat die hemel en die aarde gemaak het nie. Daar is nie skeiding nie. En hy vra jou en hy nooi jou uit. Johan, jy kan met vrymoedigheid bid. Jy kan bid volgens my wil, want wanneer jy bid volgens my, ek sal dit doen. Ek gaan dit doen. Ja, maar wanneer? Wat maak dit saak? Jy was nie uitgenooi om te vra wanneer nie. Jy was uitgenooi om te glo. Wanneer jy glo, dan kan nie twyfel wees nie, want jy kan nie dink dat jy enigiets van God sal ontvang nie. Dis 'n dubbelhartige man, hy's onbestende in al sy weë. In al jou weë, in alles wat God aanbetref, as jy dit werk nie uit nie, dan jy hier, dan jy daar. Hy verduidelik dit vir my en jou. Jy's soos 'n golf. Jy word hierdie kant toe gegooi en daai kant toe gegooi en die kant toe. Ek weet nie hoe die Here gaan nie, ek weet nie hoe hy sal nie. Ek weet hy gaan. Hoe die Here gaan, hy gaan tot iets, dan ry 'n kar oor jou voet, hy gaan nie meer nie. Ja, jy sien nou, sodra God begin glo, gebeur al die lelike dinge en al die naaste dinge en al hierdie twak waarmee ons besig is. En al wat hy sê, ek is 'n liefdevolle Vader, ek is jou hele bron. En daar's geen skeiding tussen my en jou in Christus Jesus nie. Alles wat myne is ons sê dit, nee. Ons glo dit nie. Nee.
gesê, dis maklik om die versies te sê. Dis maklik, ek sê die versies al vir jare, dominee. Ek sê die versies al vir jare, maar my lewe val uit mekaar uit. Want ek het nie geloof nie. Ek twyfel in hierdie grootheid en hierdie goedheid van hierdie God. Ons gaan 'n bietjie oor tyd gaan vandag. Kom ons lees nog een gedeelte, 'n baie bekende gedeelte. En ek wil hê jy moet kyk die rol wat God speel en die rol wat jy speel. Ek wil hê jy luister en kyk wat doen God en wat doen jy en hoe julle saamwerk. Markus 11 vers 24. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie. Hier kom ons weer. Hier kom dieselfde ding terug en terug. Dis dieselfde ding. Jy kan nie wat nie. Jy kan nie twyfel nie. Jy kan nie twyfel bekostig nie. Wanneer jy voel jy wil twyfel, gryp die woord van God en sê ek weier om te twyfel. Dis die woord van God, dis wat dit sê. Jy mag dit miskien 1000 keer moet doen totdat jy oortuig is. Maar moenie beweeg van die beloftes van God af. Staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Glo die woord van God. Hy sê weer vir my en jou. Hy wat nie twyfel nie. Maar glo dat wat hy sê. Wat glo hy? Praat met my asseblief. Wat glo hy? Hy glo dit wat hy sê. Hy glo dit wat hy sê. Ons glo nie dit wat ons sê nie. Ons glo wat ons verlede ons geleer het. Ons glo alles wat verkeerd gegaan het. Ons glo ons vorige ervarings in plaas daarvan om te glo dit wat ek sê, dit gaan gebeur. Nou sê ek al die regte goed, maar my hart lei nie op nie. My hart twyfel. En dis wat God vir my en vir jou sê. As hy nie in sy hart twyfel nie, en sal hy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Wat het God gedoen in daai hele ding? Ons is bang om dit te sê, nee. Niks. Hoekom het hy niks gedoen nie? Want hy het alles klaar gedoen. Nou bly ons hom vra om te doen wat hy vir my en vir jou gesê het, doen jy. Is dit nie onlogies nie? Hy het alles klaar gedoen. Hy het alles klaar voorsien. Hy het jou lewe geken van die voorligging van die aarde af. Hy het geweet wat jy gaan nodig het. En is alles beskikbaar. Ons weet nie hoe om te ontvang nie. Regtig waar. Ons weet nie hoe om te ontvang nie. En al hoe jy kan ontvang is deur geloof. Hier sê vir my, as jy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en jy twyfel nie in jou hart nie, maar glo dit wat jy sê, gaan gebeur, gaan jy kry, net wat jy sê. Wie is in beheer van wat ek kry? Ons is bang, ons raak senuweeagtig. Ek kan sien hoe senuweeagtig raak julle. Ek sê, as ek sê ons, dan gaan ek my voorstel as God. Daar is dan geen skeiding tussen jou en hom nie. Maar ons dink skeiding, want ons kan nie soos hy wees nie. Ons kan, jy is 100% reg in jouself, in jou vlees, sal jy nooit soos hy wees nie. Maar jy is nie vlees nie. Jy is wat? Jy is gees, en in jou gees is jy splinternuut. Jy's 'n nuwe skepping. Die ou ding het wat gebeur? Het verbygegaan. Kyk wat het gebeur, alles het nuut geword. Maar ek onthou die ou dinge. Ek onthou die ou dinge. Ja, dit tot asseblief, stop. Kom ons maak klaar met die laaste versie. Luister weer. Dis vers 24. Wat doen God? Wat doen jy? Daarom sê ek vir julle, alles. Wat beteken alles in die Grieks?
beteken alles. Raai wat beteken in Hebreërs? Dit beteken alles. Maak nie saak wat se vertaling jy gaan kry nie. Dit beteken alles. Alles. Ja, maar hy bedoel nie alles. Nee, hy bedoel alles. Ja, maar ek is seker hy bedoel nie alles nie. Nee, hy bedoel alles. Alles. Wat julle in die gebed vra. Sonder vra is daar geen antwoord nie. Sonder jou deelname in gebed gebeur niks. Dis hoekom gebed so belangrik is. Gebed aktiveer God in jou lewe en in jou werk. Want ek sê ek is afhanklik van die bron van alles. My afhanklikheid is van hom. En daarom vra ek. Daarom, daai vraag is nie 'n soebat en 'n smeek nie. Daar is tye van dit, want die meeste van die tyd is dit 'n demand op wat my reg is. Nou sê hy vir my en vir jou, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Jy weet dit weer. Wat is die sleutel? Jy moet glo dat jy dit gaan ontvang. So wanneer jy bid, wanneer glo jy dat jy dit ontvang? Hoe lank is die tydperk tussen wanneer jy bid en wanneer jy dit ontvang? Volgens die Bybel. Praat, wie sê? Jy moet onmiddellik glo, selfde tyd. Ja, maar niks het verander nie. Jy weet, ek het 30 sekondes terug gebid. My omstandighede is nog net dieselfde. Weet jy, dis amper die hele dag wat ek die Here glo. Wanneer jy bid, alles wat jy in gebed glo dat jy dit sal ontvang. Glo. Die oomblik dat jy bid, glo jy ek ontvang dit. En julle sal dit verkry. Weeens, wat was God se rol in daai vers? Het hy enige geglo, wat het hy van God gesê? God gaan die en God gaan daai. God gaan niks, want God het klaar. Jou gebed, jou effektiewe gebed hang van jou af. En wat jy glo en wat jy sê. En dink jy daar's skeiding tussen jou en hierdie God? As ek glo daar's nie skeiding nie, dan loop ek. Ek weet dit tot ons koppe. Ek weet dit klink soos blasphemy. Ek weet hoe dit klink. Maar dis nie waarheid. Net omdat jou kop dit nie kan verstaan nie, beteken dit nie dis nie die waarheid nie. Wanneer my gees opspring, want die Heilige Gees is a witness with my spirit. It witnesses with my spirit. It doesn't witness with my flesh. It doesn't witness with my soul. It doesn't witness with my emotions. It witnesses with my spirit that I am a child of God. Dis gees tot gees. My kop wil dit nie verstaan nie. My kop kan nie dink dat ek in Christus een is nie. My kop sal dit nooit verstaan nie. En meeste van die mense wat saam met my op die wandel is, gaan vir my sê, jy's besig om te ver te gaan, jy's besig om te diep te gaan, en dan vra ek jou, so wat het Jesus voorbetaal? Omdat ek nog hemel toe kan gaan. Asseblief, jy verveel my met daai antwoord. Dis nie hoekom hy gekom het nie. Hy het gekom om die hemel in jou in te kry. Dat waar ook al jy gaan, daar is die moontlikheid daar van 'n Jesus Christus lewend in en deur jou om omstandighede te verander. Die feit dat my kop dit nie kan verstaan nie, vriend, pla my nie in die minste nie. Want ek weet, die Bybel sê vir my, die natuurlike mens kan die dinge van die Gees van God nie verstaan nie. Dis dwaasheid vir hom. So as jy my vandag probeer verstaan deur jou kop, ek moet dit sin maak. Dit gaan nie vir jou sin maak. Hierdie woord sal vir jou nooit sin maak nie. Dis ver bo jou sinne. Hy's in staat om te doen ver bo wat jy kan dink of wat jy kan vra. Deur wat? Deur die krag wat in jou werk. En dis nie jou vlees nie, en dis nie jou siel nie, en dis nie jou emosies nie, en dis nie jou leringe nie, en dis nie hoe goeie godsdienstige persoon jy is. Dit het niks met dit te doen nie. Dit het te doen met die Christus Jesus aan die binnekant van jou, wat opgestaan het, en jy het saam met hom opgestaan, en jy regeer nou in hierdie lewe
deur gebed, want jy verstaan die autoriteit en jy verstaan wat gebeur en jy verstaan jy het 'n liefdevolle bron, God, wat alles gegee het, self sy seun oorgelewer het, sodat hy hemel by jou kan uitkry. Ek wonder, as ons net vanmôre daai gap kan verander en sê, Here, daar's geen skeiding tussen my en U nie. Wat gaan my skei van die liefde van Jesus? Ons sing dit. Wat gaan die verandering maak? Niks. Hy wil sê, engele, duiwels, omstandighede, dood, naakheid, honger, wat kan my skei? Wat kan my skei? Maar tog bid ek asof ek geskei is. Tog leef ek asof ek geskei is. As ek net God kan kry om dit te antwoord. As die Here net vir my die sal doen. En al wat die Here vir jou sê is, ek het klaar alles gedoen. Asseblief, sal jy my vertrou? Sal jy my glo? Sal jy ophou twyfel? Hy herhaal dit vir my en vir jou. Jy het nie baie woorde nodig nie. Hy sê vir ons, die hypocrites, die skynheiliges, dink hulle gaan deur hulle baie woorde gehoor word. Bid eerder 3 woorde in geloof, sonder om te twyfel, as 1000 woorde met twyfel. Dis effektiewe gebed. En effektiewe gebed is dit wat ek glo. Ek maak dit vas in my hart, voor ek bid, oor omstandighede. Vra die Here, wat dink jy moet gebeur? Hoe sien jy dit? Ons het laasweek daaroor gepraat. Maak die prentjie in jou kop van hoe die einde lyk. En hou vas aan daai prentjie. Maak nie saak wat hier tussen my en die prentjie gebeur nie. Dit maak nie saak nie. Dit moet verander. Hy het vir my gesê, as ek glo, as ek ontvang, daar sê hy vir my en vir jou. Wat het ek gelees? Alles wat julle in gebed vra, glo, ontvang, verkry. Dis die proses. Partykeer is daai gebed net 3 woorde, 5 woorde, maar is in geloof. En jy staan op die woord van God. En dit maak nie saak hoe lank dit vat nie, jy hou die prentjie vas van dit wat jy glo God sê. En jy begin dit praat, en jy begin dit bid. Kyk wat gebeur met jou gebedslewe. Ek daag hier uit. Ek het die ding sien werk te veel kere om nie daarin te glo nie te veel kere om te weet dit werk nie. As ek vanmôre hier moet staan vir jou, hierdie goed vir jou sê in 'n teoretiese manier en dit het nog nie vir my gewerk nie, dan mislei ek jou. Beteken dit dat ek het al my gebede gesien antwoord? Baie dinge wat ek geglo het wat nie gebeur het nie. Het ek moed verloor, opgehou bid, want God het nou nie voorsien nie, of ek het altyd gesê, Here, waar het ek 'n fout gemaak? Want ek het geweet, die fout is nie by hom nie. Ons lewe in so 'n society, né? Almal anders se skuld. En baie keer ons dit met God doen, is God se skuld, want hy wou nou nie, en hy het nou nie. Daar's baie mense wat die kerk verlaat het, wat die liggaam van Christus verlaat, want hulle is kwaad oor wat God gedoen het, of mense wat vir hulle gesê het, God gaan dit doen, en toe het hy nie. En hulle is disappointed in hom. En tog sê hy vir my, ek is die bron, ek het my eie seun gegee, hoekom sal ek nie vir jou alles anders skenk nie? Dink jy die probleem is met my? Of is die probleem dat jy, wanneer jy bid, twyfel jy? Dat wanneer jy bid, glo jy my nie? Jy dink daar skeiding tussen my en jou. Jy verstaan nie hoe die ding werk nie. Mag die Here ons vandag help, dat ons gebedslewe na 'n volgende vlak toe vat. Miskien minder woorde, meer geloof. Miskien minder woorde, meer geloof. Sonder om te twyfel. En kyk wat die Here vir ons sal doen. Kom ons staan op dit. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Die woord daag ons uit. Die woord rek ons. En ons het nodig. Vader, die tyd wat ons ingaan, is belangrik dat ons kan weet om te bid, dat ons kan weet om te onderskei, dat ons kan weet om te beweeg in die krag en die heerlikheid van ons God. En dankie dat U alles vir ons beskikbaar gemaak het. En dankie dat die toegang, hoe ons toegang verkry tot alles, is deur gebed. Deur om te vra, sonder om te twyfel. Ons het geloof in ons hart, dat dit wat vir ons vra, dit sal U doen. En ons dankie daarvoor. En Vader, ek bid vir hulle wat mismoedig geraak het op die pad. Want U sê vir ons, as jy nie hart verloor nie, as jy nie moed verloor nie, as jy nie, gaan jy maai, jy gaan.
dit wat jy gesaai het. Jy sal, moenie nie moed verloor nie. Vir hulle wat langs die pad dalk moed verloor het en gesê het, Here, ek het gebid, maar niks het gebeur nie, of ek bid vanmôre, ek sê vir myself, vergewe my daar waar ek getwyfel het, daar waar ek gedink het, dis nie moontlik nie, daar waar ek miskien na die omstandighede gekyk het en oorweldig was deur die omstandigheid. Vergewe my, mag hierdie ommekeerdag wees vir my, en vir elkeen wat die boodskap luister, en sê van nou af, wanneer ek bid, gaan ek glo en ek gaan sien dinge verander. En Vader, mag die getuienisse terugkom na die gemeente toe, na die kerk toe, laat die getuienisse terugkom en sê, ek het so begin bid, ek wil net vir jou sê, dit en dit het gebeur. Vader, ons moet meer getuig. Ek moet meer getuig van wat U doen op 'n weeklikse, op 'n daaglikse basis, die wonderwerke wat ek sien, dit wat U doen. En ek wil vanmôre bid, help ons elkeen, Vader, dat ons almal, elke een van ons, elke gelowige, sal loop in die volheid van Christus, sonder mate. Dat waar ons ook al is die moontlikhede van die hemel daar beskikbaar. En ons dank U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen.